Die tema was moeilik om uit te soek in dit wat reeds gebeur het, in gepreek was, en dit wat voorlê, en die tyd waarin ons is, maar as u hart oopmaak vanaand, sal u verstaan dat dit skakel alles in by Pinkster en die doping met die Heilige Gees en die invulling waar God vir die mens gesê het, gaan wag. En ek lees vir u in Jesaja 40 vers 31, hy sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hoe baie het my vrou nie al vir my gesê, ek gaan net so bietjie sit, ek net so bietjie krag kry weer, want sy is so, heel dag gaan dit so. Jy weet, ons het nodig vanaand om net so bietjie te stil te staan en op die Here te wag. Want wanneer jy op die Here wag, dan word jy bo die omstandighede uitgelig. Jy hardloop 'n wedren volgens 1 Korintiërs 9:24-26 en dan hanteer hulle die omstandighede sonder om uitgeput te word. Die wat op die Here wag, wandel die lewenspad en word nie afgerem en uitgemerkel nie. Nou wag in Hebreëus, ek kan nie die woord uitspreek nie, is kwava, beteken om te wag onderwyl jy uitsien. Dit gee so 'n hele ander konsepie aan hierdie wagbesigheid. Micha 7 vers 7 sê hy, maar ek sal uitsien na die Here. Ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor. Halleluja. En jy moet my nou verskoon, ek is gebonde aan hierdie notas, anders te praat ek maar verkeerde goede. En daarom kan ek nie ver weghardloop van die notas af nie, want ek kan nie so mooi sien nie. Paulus sê verduidelik, hy sê dat hy hardloop, maar met die verwagting om die wedloop te voleindig en die kroon te ontvang. Halleluja. Ek wil vanaand vir jou sê, jy moet hardloop in hierdie Pinkstertyd met die wete, ek gaan my kroon, die doping met die Heilige Gees, gaan ek ontvang, prys die Here. Hy sê daar in 1 Korintiërs 9:24, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie, hardloop so, dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike kraans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Het jy al iemand geslaan? Jok hulle almal. Ek het al 'n ou geslaan. Anders het hy my geslaan. Nou wil ek sê, volgende punt is, ons moenie onaktief wees nie. Om net te sit en wag, impliseer nie om passief, onaktief te wees nie. Dit beteken bloot dat ons hoop op hulp en verlossing in die Here is, en nie op mense of op onsself nie. Onthou, ons wag. Onderwyl ons wag, moet ons die toerusting en vermoë toepas en gebruik vir die taak waarvoor die Here ons geroep het. En nie bloot op autopilot gaan nie. Jy weet, my motorkar is so lekker dingetjie en jy druk daai knop en dan ry die kar op sy eie. Lekker, hulle noem dit, wat se ding? Speed control. En toe koop ek eendag 'n motorkar wat baie fancy is, ek gaan nie sy naam sê nie. Laat daai speed control, as jy hom insit, en die ouens voor jou stop, dan stop hierdie kar self. En as hy kar ry, dan ry hierdie kar weer self. Baie Christene wil so wees. Hy kyk vir die ou voor hom, en as hy ou stilhou, wil ek ook stilhou. Nee, ons kan nie passief raak nie, nie op autopilot gaan nie, ons kan nie wag sonder om die Here om hulp te vra, of sonder om 'n wonderwerk te verwag nie.
Dit is wat jy moet doen, jy moet 'n verwagting in jou hê, terwyl jy op die Here, dis sinneloos om bloot net te wag. As ons nou wag, en wag ons net vir die toebroodjies na die diens. Sit ons hier en net nou loop almal. Dis Jakobus, soos Jakobus 2, se geloof sonder die werke. Jy weet, 'n boer wat wag dat die Here hom 'n pykoes met 'n pykoes sal seën, hy sonder dat hy ploeg of sonder dat hy saai, hy wag te vergeefs. En jy weet die Bybel sê net wat jy saai, gaan jy maai. Nou wat saai jy? Lelik, mooi, goed? Net so tussen die hakies, ek het eendag baie sterk in die lag gegaan, want die Bybel praat van 60-voudig, 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig. My vrou skenk en sy saai 'n sitkamerstel vir ou mense. Toe begin ek lag en ek vra van wat gaan jy met 100 sitkamerstelle maak? As daai oes moet inkom. Want my verwagting is dat God gee soos wat jy gesaai het. Halleluja. Jy gaan nie koring saai en mielies verwag nie. Dis is daar dinge wat ons moet doen onderwyl ons wag. En ons moet ywer en geloof hê wat kom deur die woord. In die wagproses moet ons die vyand weerstaan, wat verseker ons gaan aanval. En ek praat nie van die ou wat julle sien kom, 2 horingkies en 'n pylstert en 'n vurk nie. Jy gaan hom nie sien en herken as hy voor jou staan nie, want hy is mooi. Hy is beeldskoon. Hy is baie blink slim. Die Bybel sê op 'n plek daar in Openbaring dat hy 1/3 van die engele uit die hemel uitgevee met sy stert. Hy is nie stupid nie. Jy moet in die wagproses moet jy hom kan weerstaan. Want hy gaan probeer om jou moedeloos te maak. Hy gaan probeer om jou geloof af te takel, jou te ontmoedig. Ons moet veg om nie te verval en die leuns te glo wat die duiwel gaan invluister nie. Want God gee ons die krag en die wapens, prys die Here. Daar's 'n skrifgie wat vir my baie kosbaar is, wat baie ouens verkeerd quoteer. Ek dink ek het hom nou die dag hier genoem, ek kan nie onthou nie. As julle gou vir my voltooi, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur. Verkeerd. Nie as Christus wat ons, kyk Romeine 8 vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Of jy krag het of nie krag het nie, God maak jou meer as 'n oorwinnaar. Hy het klaar die feit gefeit. Dis amper soos wat ek sien, Brian Mitchell was altyd my boksheld. Hy gaan en hy oefen hoeveel rondes en hy beklei en hy wen en dan kry hy so groot blink belt wat hy niks meer kan maak nie, maar hy kry so lekker checkie. Dan vat hy hom huis toe en hy vra vir sy ma môreoggend sy vrou. Hy sê mamma, wil jy nie my die check gaan bank nie? Dan trek jy maar sommer vir jou so 100,000 randjies, dan koop jy ietsie wat jy wil hê. Jy weet, sy het nie 'n ronde beklei in die kruit nie. Sy het nie 'n tree geoefen nie. Sy deel in hierdie oorwinning. Sy is meer as 'n oorwinnaar. Jesus het klaar die geveg vir jou en vir my. Hy maak ons meer as oorwinnaars. En as jy daai versies verder lees, vers 39 daar rond, praat hy van, en daar is niks wat ons gaan skei van hierdie liefde van God wat in Jesus Christus ons Here is nie. Niks kan jou skei van jou meer as oorwinnaarskap in die Here nie. Halleluja. Dis sinneloos om te wag sonder werke. Ons moet ook waak saam met die gebed. Paulus verduidelik dit daar in Hebreërs 6 vers 11. Hy sê, maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkomme sekerheid van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Prys die Here. Ek wil vanaand net vir u so 'n paar statistieke wys van mense wat moes wag. Wat moes wag op die Here.
Jy weet, ek dink aan elkeen van diegene in wat God in die Bybel gebruik het. Hulle moes eers wag of voorberei word, as ek so kan sê. En ek gaan vir die statistieke gee wat u dalk nie geweet het nie. Noag moes 120 jaar wag voor die vloed gekom het vir sy ark. Jesusie broer, dis nie net na ontbyt nie, 120 jaar. Abraham moes 25 jaar wag voor sy belofte kind gebore is. Jakob moes 14 jaar wag om sy geliefde Rachel te kry. Ek dank die Here, ek het net 4 jaar gewag om die mooiste meisie in die wêreld te kry. Die Israeliete moes 430 jaar in Egipte wag voor hulle kon uitgaan, toe Moses hulle gaan haal het. Julle onthou daai storie. Moses het met hulle gepraat, so 3 miljoen van hulle. Nou hulle was 430 jaar in ballingskap. Ons is nou oor so 10 jaar, is ons 400 jaar in Suid-Afrika. Van Jan van Riebeeck aangekom het. Kyk wat het ons in hierdie land aangevang. Dorpe gebou, strate, airplanes, plus taxis. Ek weet nie wat het die Israeliete gedoen daar in Egipte in die 400 jaar nie. Ek het geen idee nie. Maar hulle moes wag, en toe roep Moses hulle, die Here het gesê, kom, pak julle soetkuiste. En hy het nie 'n PA-system gehad soos wat ek nou het nie, dat hy met 3 miljoen mense kon praat nie. Net so vinnig, nee. Nou is hulle daar in die woestyn in, en hulle word honger, hulle kla by die Here, en die Here stuur vir hulle Kentucky en brood, voeltjies, kwarteltjies. En ek dink kwarteltjie is so groot omtrent, en ek dink om 'n man se maag vol te maak, gee hom daar net een vir die oggend, een vir die middag, een vir die aand. 3 miljoen Jode, 3 voeltjies, dis 9 miljoen voeltjies wat kom land en hulle self beskikbaar stel om gevang te word elke oggend. Weet jy hoe lyk 9 miljoen voeltjies by mekaar? Saterdagoggend 18 miljoen, wat hulle moes vir Sondag ook optel. Dis die God wat ons dien. Dis die God op wie ons wag. Dis op hom wie ek vertrou vanaand, halleluja. Dis hy wat jou gaan vul met die Heilige Gees. Ek meen, waar kom die voeltjies vandaan? Hy het hulle net gespreek en hulle was daar. Ek moet terug na my notas toe kom. Moses, hy was 40 jaar in die woestyn ingestuur, om eers te gaan wag voor hy die volk kon uitlei. Ek kyk na Dawid, hy het 15 jaar gewag om koning oor Juda te word, nadat Samuel hom gesalf het, en toe nog 7 jaar voor hy die koning oor Israel was. Jesus het 30 jaar gewag voor hy sy 3 jaar bediening kon begin. Kinders van God, ons wag al meer as 2000 jaar. Man, it must be close now. Dit moet naby wees. God verwag geloof voor die belofte verkry word. Dis wat God van ons verwag. Romeine 4 vers 9. Hy sê, aan Abraham is die geloof tot geregtigheid gereken, want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God, in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en diegene wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees, en sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent, wie van julle is al 100 jaar oud? Al was hy 100 jaar oud, het hy nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was nie, ook nie op die verstowwe toestand van die moederskoot van Sarah nie. Sy was 90 jaar oud toe die kind gebore moes word. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het, en daarom is dit hom tot geregtigheid gereken, halleluja.
Hy het geglo, God gaan dit doen. Hulle het my gesê, ek moet ophou met my grappies. Maar toe my skoolma 89 jaar oud word, toe sê ek van, ma, jy weet ek is 'n pastoor, jy moet ons nie in die skande steek nie. Sy sê, wat bedoel jy? Ek sê, man, Sarah was 90 toe Isak gebore is, en jy het nog nie eens 'n boyfriend. Jy beter 'n boyfriend kry, baie gou. En toe lag sy, en toe sy so lag, toe sê ek van, ja, Sarah het ook so gelag. Julle moet die goed sien soos dit gebeur het. Dan lyk die Bybel heeltemal anders. Halleluja. Wat wil God ons leer? Romeine 5 vers 3 sê hy, ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons hart uitgestort is deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Halleluja. Ek dank die Here, hy het die belofte al gegee. Hy is aan ons gegee. Ons wag ontbloot ons ware motiewe. Ek het so 'n paar puntjies wat ek gou vir u wil noem hier. Nommer 1 is die wag ontbloot ons ware motiewe. Die proses van wag openbaar die hart van mense die met verskillende agendas of oneerbare motiewe wil nie wag nie, want dit vereis deursettingsvermoë en toewyding. Hulle is dikwels te ingestel op die korttermyn belonings. Diegene wat wag, wat verstaan, is bereid om die prys te betaal. Nommer 2, wag bou geduld en lydsaamheid. As jy klein dinge kan verdra, bou dit geduld en lankmoedigheid vir die groter stryd. As God ons nie kan vertrou om op hom met die klein probleem te vertrou nie, hoe kan hy met meer aan ons toe vertrou? Mense dink maklik dat besittings en sekuriteit belangriker is as om mense vir God te bereik. As hulle finansiële planne nie uitwerk nie, is die geduld by die deur uit. Nommer 3, 'n wag bring 'n verwagting. Mense is geneig om dinge meer te waardeer as hulle daarvoor moes wag. As ons elke keer dadelik kry waarvoor ons vra, sal ons geen verwagting of waardering hê nie. God weet wat ons nodig het, selfs nog voor ons vra. Halleluja. Nommer 4, wag bou karakter. Elke persoon in die Bybel wat later deur God gebruik is, moes eers gevorm word deur te wag. Moses was ongeduldig en oorhaastig toe hy jonk was. Dit sou nie geduld het as hy vir Israel deur die woestyn lei nie. Hy moes 40 jaar in die woestyn deurbring, dat God hom tot rustigheid en sorgsaamheid kan leer. Nommer 5, wag vir innig intimiteit en afhanklikheid op God. Groot dienaars van God het gevind dat wag hul verhouding met God verdiep. Hulle gevolglike sukses was proporsioneel tot hulle intimiteit en afhanklikheid van God. Hulle toewyding was dikwels 'n saak van lewe en dood. Daar bring ek nou vir jou die goeie nuus. God laat ons nooit wag sonder hom nie. David skryf daar in Psalm 37 vers 7, hy sê, swyg voor die Here en verwag hom, maar dit is makliker gesê as gedoen, veral as jy net aan die pyn kan dink, of die stryd so groot is, dat dit jou gedagtes die hele tyd oorheers. Natuurlik sal die duiwel alles probeer om jou in hierdie wagtyd af te takel. Satan is die grootste leenaar wat jy kan kry. Die woord weer lê al sy strategieë om jou te laat hoop verloor. Prys die Here. Psalm 34 vers 15 sê hy, die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Prys die Here. Jy weet, ons vra baie maal dinge van die Here en dan wil ons dit dadelik hê. En ek wil net getuig van ek is in Koster gemeente en ek het vir die dorp en die gemeente gesê ek gaan aftree en ek sou so Februarie aftree. Intussen praat die Here met pastoor Harry Kok in Parys. Hy sê ek moet Parys toe gaan. En toe blok die kerk my want ek het gesê ek gaan aftree. Ek speel nie woer met die Heilige Gees nie. Maar ek het gaan afsonder voor die Here en die Here duidelik vir my gesê ek moet Parys toe.
En toe gaan ek nou na die 5de vergadering, toe ry ek Parys toe vir die vergadering, en terwyl ek so ry, deur Ventersdorp uit, toe praat ek met die Here, en sê, Here, ek is oortuig ek moet gaan, maar ek vra vanmiddag, dat u dit vanaand sal laat reën, laat my broers oortuig moet word, dat ek moet Parys toe gaan. En het was nie 5 minute nie, toe word die lig donker, dat ek my kar se ligte moet aanskakel, dit begin reën, dat my kar se wipers vol spoed moet hardloop, en jy weet, ek begin te huil daar, terwyl ek bestuur, ek ry alleen, en ek sê, Here, ek het einde bedoel vanaand, maar nou is goed, ek waardeer, Here, jy antwoord my nou sommer dadelik, en jy weet, so 10 kilometers gery, toe hou die reën op, die wolke trek oop, sulke vrieswolkies in die lug, dit is so warm, ek moet my kar se aircon aansit, in die sonskyn. En toe ek Potchefstroom nader en ek hulle geboue so op die horison sien, toe sê ek net in my gedagtes, weer 'n keer, Here. 30 sekondes later, toe val daar emmers water oor my motorkar uit, my wipers op vol spoed om te kan sien waar ek ry, in die son skyn. Dankie, Here. Ek dien 'n groot God, halleluja. Hy spreek en dit gebeur. Ek het daai dag 'n eed geneem en gesê, Here, as die kerk my blok, sal ek by Parys op die sypaadjie gaan staan. Ek weet, u wil hê ek moet daar wees. En hy sal my sê en wys en vir my onderneem. Lang storie kort te maak, die kerk het gesê, is reg, ek moet kom. Ek kan tydelik kom, en vir 3 jaar was ek tydelik daar, en toe het ons weer afgetree, toe weer vir 9 jaar tydelik daar. My God werk soos hy wil, jy moet op die Here wag. Die loon. Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Halleluja. Psalm 69 vers 6 sê, laat die wat u verwag deur my nie beskaam staan nie, o Here. Here van die leerskare, laat die wat u soek deur my nie in die skande kom nie, o God van Israel. Psalm 40 vers 1, ek het die Here lank verwag, hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voet op die rots gestel. Hy het my gange vasgemaak en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Wel geluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Ek sluit af, my broer en suster. Die geheim van wag op God is bloot in die afwagting dat die Here sy belofte gestand sal doen, om te glo soos wat Abraham geglo het in Romeine 4. Teen hoop op hoop, sonder om te verswak in die geloof, nie te steur die feite nie, nie te steur aan die feite nie, nie te twyfel nie, en ten volle oortuig te wees dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. My broeder en suster, ek dink as jy so ondervinding moes deurgaan, soos wat ek deurgegaan het, dan twyfel jy nie soveel van hoe magtig hierdie God is nie, wat hy kan doen nie, en hy kan dit vanaand vir jou doen. As jy genesing nodig het, hy kan dit vir jou doen. As jy finansies nodig het, hy kan dit vir jou doen. As jy familieprobleme het, hy kan dit vir jou doen. Maar vanaand wil hy jou siel verkook deur die Heilige Gees in jou uit te stort. Daar was so 'n prent wat my vrou gesien het, daar in Mosselbaai toe ons nou op vakansie was, so 'n raamwerk met 'n bekertjie, dan sê hy daar, ek drink uit die piering uit, want my beker loop oor. Oh my God. Here, laat hierdie bekers vanaand oorloop, o God.
van u volheid, van u krag, van u heerlikheid, van u heiligheid, Here. Maak ons bekers vol, Here. Ons sal uit die puring uitdrink, maar my God, u sal die bekers laat oorloop. Ek sê dankie, Here, vir dit wat u vir ons doen. Dankie vir die oorwinning, dankie vir genade, Here, wat u vir ons gee sonder dat ons dit verdien het. Ek vra dit alles in die kosbare naam van Jesus. En ek sê dankie daarvoor.